Goeiemôre julle. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle. Sjoe, mens kan sommer voel dis besig om nou koud te raak, né? Een van die dae is die winter sommer hier. Maar vandag, voordat dit te koud raak, gaan ons nog 'n bietjie gesels oor die son. Vandag gaan ons sommer allerhande lekker goeters oor die son leer en ons gaan leer hoe spesiaal God dit gemaak het dat die son op presies die regte plek sit vir ons om te kan lewe. Het jy geweet, in die Bybel vertel dit vir ons dat God die son gemaak het? Ja, julle aan die begin in die skepping staan dit, né? Heel voor in jou Bybel in Genesis, maar ook in Psalm 33 vers 6, daar staan, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame. Dit beteken as jy opkyk na die hemel toe, al die sterretjies en die son en die maan, alles in die hemel het God gemaak deur net 'n woord te sê. Nou julle, ek weet nie van julle nie, maar ek hou baie van sonskyn. Dink julle ook so? Dis sommer lekker as die son skyn, want dan kan ons allerhande goed doen. Ons kan kaalvoet rondhardloop en buite boom klim of klim en klouter. Ek wonder wie van julle hou daarvan om wat lemoengevegte te hou in die somer. Dis vir my baie lekker. En daarna spring jy sommer in die swembad. Dis ook lekker omdat ons kan roomys eet, want ek hou baie van roomys. Of ons kan sommer heel dag lank see toe gaan en daar op die strand lekker sandkastele bou. Melina, hou jy ook van die somer? Ek wonder wat 'n lekker goed doen mure wanneer dit so warm is buite. Nou maatjies, die son is eintlik 'n ster. Dit sien julle nou hier so langs aan. Sien julle, die son is amper 'n perfekte ronde bal en dis baie warm op die son. Die son gee vir ons die lig en die hitte wat ons hier op die aarde voel. Dit is hoekom dit warm is wanneer jy in die son staan en as jy dan weer in die skaduwee onder die boom gaan staan, dan is dit koeler, want die son se strale kan jou nie daar bykom nie. Die son gee vir ons al die lig wat ons op die aarde sien. En dit vat 8 minute vir die lig van die son om tot by die aarde te kom voordat ons dit kan sien. Ons aarde draai om die son. Nou, daar's nog ander planete ook wat saam met die aarde om die son draai en hulle almal saam met die son noem ons die sonnestelsel. En reg in die middel hiervan is die son. Nou het julle geweet, God het die son en die aarde op presies die regte plekke in die hemelruim gesit. As die son net 'n klein bietjie nader was aan die aarde, dan was dit te warm. Dit sou so warm gewees het dat alles op die aarde doodgebrand en verskroei het. En dan sou mense en diere en plante nie kon lewe nie. Maar weet julle wat? As die son weer net 'n klein bietjie verder van die aarde af was, dan sou dit weer te koud gewees het. Alles sou oortrek gewees het met sneeu en ys en mense of diere sou definitief ook nie daar kon bly nie. Sien julle nou hoe spesiaal het God dit gemaak? Hy het presies geweet hoe ver moet die son en die aarde van mekaar af wees, sodat dit die beste plek sal wees vir ons om te kan bly hier op aarde. Maatjies, die son is 'n vreeslike belangrike ster vir ons hier op aarde, want dit beïnvloed 'n klomp goeters. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar van hulle. Die son beïnvloed ons seisoene. Soos wat die aarde om die son draai, is ons partykeer nader aan die son en dan is dit baie warm op die aarde. En partykeer is die aarde weer bietjie verder van die son af en dan is dit weer baie koud. Nog iets wat deur die son beïnvloed word, is die see se strome. Want sien, die see se water vloei ook van een plek na 'n ander plek. En die son is verantwoordelik daarvoor. Nog iets wat die son beïnvloed, is hoe die plante en die weer op verskillende plekke op die aarde is. So plekke op die aarde wat bietjie verder van die son af is koud met
baie ys. Ander plekke wat weer naaste aan die son is baie warm en droog. En dan kry 'n mens plekke wat so in die middel is en hulle noem ons tropiese streke. Daar is baie plante en baie diere, want dit is die perfekte weer vir hulle om daar te bly. Nog iets wat die son beïnvloed, is hoe en waar verskillende plante groei en verskillende kosse wat ons eet groei. En dan is ek seker julle ken hierdie laaste een. Die son wys vir ons wanneer dit donker raak, is dit tyd om te gaan slaap en wanneer die son weer opkom, is dit tyd om op te staan. Is dit nie wonderlik hoe een son so baie goeders kan beïnvloed nie? Nou julle, hierso is iets wat ek seker is julle nie weet nie. Watter kleur is die son as jy nou mooi onthou? Die son lyk vir ons geel, want ons sien dit deur die aarde se atmosfeer, die laagie rondom die aarde. Maar kyk 'n bietjie na hierdie foto. Het jy geweet die son is eintlik wit? Sjoe, daar leer jy nou sommer vandag iets oulik. Die son is nie regtig geel soos dit vir ons lyk nie. In die ruimte is die son wit. Nou maatjies, die son kan jou oogies baie seer maak, so jy moet nooit direk na die son kyk nie. 'n Mens kry spesiale soorte brille wat jy kan opsit, wat die gevaarlike strale van die son keer, en dan kan jy na die son kyk. Wetenskaplikes wat die son bestudeer, het spesiale teleskope. 'n Teleskoop is mos nou weer iets wat baie ver is, baie groter kan laat lyk. So hulle kyk met hierdie spesiale teleskope na die son en dan kan hulle mooi sien wat op die son gebeur en hoe dit daar lyk sonder dat hulle oë seer kry. Julle nou hierdie son wat ons nou van geleer het vandag, help nie net die natuur nie. Die mense het ook 'n manier gekry hoe hulle die son se strale kan gebruik om elektrisiteit te maak. En daai elektrisiteit kan ons ligte laat brand, dit kan ons badwater warm maak, dit kan selfs help om die water in jou swembad 'n bietjie warmer te maak. Is dit nie wonderlik hoe God die son gemaak het om vir die aarde te sorg, maar ook sodat die mense die son kan gebruik om weer ons lewens makliker te maak nie? God is dan vreeslik wonderlik. Dink jy nie ook so nie? Nou dat ek gesien het hoe wonderlik die son se strale is en watter goeie dinge dit alles vir ons gee, laat dink dit my sommer aan 'n liedjie. Ons moet mos ook ons liggies vir Jesus laat skyn. Dit beteken, wanneer jy lief is vir Jesus, dan straal sy liefde sommer so uit jou uit. Almal kan dit sien. So kom ons sing sommer gou eers 'n lekker liedjie en dan kan ons aktiwiteite gaan doen. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Skitters soos die sterre aan die hemeltrans. In die donker wêreld skyn daar 'n skyn. Jy in jou klein hoekie en ek in myn. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Skitters soos die sterre aan die hemeltrans. In die donker wêreld skyn daar 'n skyn. Jy in jou klein hoekie en ek in myn. Maatjies, ons moet onthou dat ons moet dankbaar wees vir alles wat God vir ons gee. En ons moet ook vir hom dankie sê dat hy vir ons hierdie pragtige aarde gegee het en hierdie wonderlike son gemaak het, wat help dat die aarde so lekker plek is vir ons om in te bly. Nou om ons te help om dit te onthou, gaan ons vandag ons eie son maak wat so agter 'n wolkie uitkruip. So ek het die agtergrond, die lig het ek ingekleer
En toe het ek sommer papiertjies geskeur en in my patroontjie geplak van die son, om te lyk of ek hom daarmee ingekleer het. En dan vir die wolkie, kan jy sommer kyk of jou mamma dalk watte in die huis het, en dan plak jy die watte op die wolkie, om jou prentjie klaar te maak. Geniet dit sommer baie, en dan gesels ek volgende week weer met julle.